Goeiemôre Live Church en enigiemand anders wat dalk hierdie video kyk. Ek wil julle graag net in hierdie tyd ook 'n bietjie bemoedig en dan ook 'n paar reëlings, praktiese reëlings gee vir ons dienste wat vorentoe aangaan en wat voorlê. En soos wat meeste van julle weet, het die president eergister gepraat. En so is daar 'n klomp mense wat ongelukkig is daarmee en wat nou nie saamstem nie. En so is daar ook 'n paar goed wat ek sien op sosiale media en klomp plekke wat my verskriklik ontstel. En dit is dat mense begin sê dat ons nie meer moet luister na die president nie. Ons moet nie meer ons steur aan wat hulle sê nie en ons moet ophou skape wees en hulle net volg en doen wat hulle vir ons sê. En ek wil graag julle vir julle 'n stukkie lees uit Titus 3 uit. En dit is Titus 3 vers 1. En so is dit Paulus wat nou aan die gemeente skryf en skryf hy hierdie brief aan hulle en sê hy die volgende: Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan owerhede en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. En so wil ek net sê dat ons hoef nie saam te stem met die president nie. Ons hoef nie saam te stem met alles wat hulle sê nie. Ons hoef nie saam te stem met die manier hoe hulle dinge doen nie. Maar God vra vir ons om nog steeds of hulle gesag te gehoorsaam en te luister na wat hulle sê. En so deur dit te doen, deur gehoorsaam te wees en te luister, vertel ons meer van onsself en God en wie ons glo, as wat ons vertel van hulle. En so wil ek jou net bemoedig, al stem jy nie saam met die president nie, al luister jy eintlik nie eens meer vir hom nie, al wil jy nie hoor as hy praat nie, en maak dit wat hulle vir jou sê jou kwaad. Vra God nog steeds vir ons om gehoorsaam te wees aan hulle en te luister na hulle. Ja, daar is tye wat ons kan opstaan en sê, maar genoeg is genoeg. Maar ek wil jou net ook herinner dat Paulus deur owerhede en gesag gemartel, in die tronk gegooi was, Jesus gemartel en aan die kruis gesterf het. En hulle sê nie dat dit redes is om rusie te veroorsaak en opstanding te veroorsaak nie. Selfs al word jy gemartel, selfs al voel dit nou dat jy gemartel word, wees nog steeds gehoorsaam. Die eerste kerk was doodgemaak deur die owerhede. Hulle was in leeukuils ingegooi en hulle was in arenas gegooi en doodgemaak. En selfs kom Paulus en sê vir die gemeente, ouens, wees gehoorsaam aan die gesag wat God bo julle geplaas het. En so wil ek in die eerste plek net dit vir jou sê. Wat die president sê, of jy daarmee saamstem of nie, of dit jou kwaad maak of nie, wees gehoorsaam aan dit. En so wil ek jou net herinner ook aan dit. Die tweede ding wat hierdie video graag wil doen, is net om te sê hoe ons dienste verder vorentoe gaan. So, die president het gesê tot en met vir 2 weke of tot en met die 15 Januarie, dat ons nie meer by mekaar kan kom in kerke nie. En so is dit vir ons hartseer, want ons het dit so 'n bietjie weer gewoond geraak om by mekaar te kom, en dit was vir ons lekker om by mekaar te kom. Maar so weet ons ook dat daar 'n tyd voor dit ook was. 2020 het vir ons geleer om ook kerk te wees sonder om by mekaar te kom. En so gaan ons net weer aangaan met dit. En gaan ons net weer livestream en ons gaan online dienste hê. En so kan jy net ons Facebook page volg, jy kan ons YouTube page volg. En so môre aand se diens, die oujaarsdiens 7:00 die aand, gaan gelivestream word. Gaan lekker daar saam kuier op Facebook en YouTube. En so Sondag se dienste ook word op YouTube en Facebook gesit. En so nooi ek weer uit asseblief, kom kuier lekker saam daar en laat ons ook so in hierdie tyd ook getuig van God en wie ons glo. Deur gehoorsaam te wees, deur vir mekaar lief te hê, deur maskers te dra en vir mekaar te wys, ons gee eintlik om oor mekaar. En so ook ons gee gesag en gehoorsaamheid ook aan mekaar. En so, asseblief, moenie vergeet nie, Sondag 9:00, môre aand, 7:00 die aand, kuier ons dan lekker saam verder in die woord van God. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê.